en wonderlik, met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Dis weer tyd vir Wild en Jag se weeklikse nuusprogram Wild en Wonderlik. Ons bring vir jou wat jy kan verwag van die 2017 Januarie uitgawe van Wild en Jag en ons begin ook 'n nuwe gesprek saam met Tolly Jordaan van Tolly's African Safaris en ons leer meer oor die Jordaan familiegeskiedenis. In die volgende Wild en Jag, met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor leisure and hunting equipment. The next generation of game and competition shotguns have arrived with the introduction of the new Blaser F16 Sporting. The Blaser team wanted to develop a shotgun that, from the very start, would be the best in its class. Thus, the new Blaser F16 was introduced. Every effort was made to include the quality features necessary to set it apart from the competition without compromising on the price. Read more about the Blaser F16 Sporting shotgun in the January edition of Game and Hunt magazine. Die liewehandelssegment van die wildbedryf was die afgelope veilingsseisoen grootliks op ongekende terrein. Die merkwaardige ommeswaai in veilingpryse het daartoe gelei dat die totale veilingsomset vir die eerste keer in 11 jaar gekrimp het. In totaliteit is net meer as 1,84 miljard rand gegenereer deur die net meer as 42.500 diere wat op 130 amptelike wildveilings van die hand gesit is. As jy meer wil weet oor wat Dr. Flippie Kloete te sê het oor 2016 se lewende wildhandel, koop Januarie se Wild en Jag tydskrif. Koop Wild en Jag tydskrif by jou naaste supermark of teken in en ontvang dit per pos of lees dit digitaal op jou selfoon of tablet. Dis ook die perfekte Kersgeskenk vir enige vriend of familielid. Teken jy in op Wild en Jag, staan jy kans om die Primosprys ter waarde van R3000 te wen. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. Die eerste Jordaans wat in Suid-Afrika gekom het, was twee broers gewees. Hulle het saam met die Franse huguenote in die 1780 rond het hulle ingekom in die land in. En die eerstes wat in hierdie area ingekom het, was Willem Gabriel Jordaan, wat hier in die vroeë 1800s het hy hier ingekom in Swarshoek in hierdie area. Toe hy hier gearriveer het met sy perd, was hier geen mense gewees nie, was geen swart mense gewees nie, was geen mense nie. Die enigste bewys van mense wat hier was Boesman tekeninge, wat ons later aan gekry het op die rotse. So dit was dit moes die Khois of die Sons of so van die Boesmans wat hier gewees het, maar hy was geen ander mense nie. En toe het Willem Gabriel gegaan en uit hierdie area het hy gaan die Engelse woord is, het hy hom gaan styk. Hy het rondgery met sy perd en gesê, hy slaan hierdie pen in en hy slaan die pen in en hy wil hierdie gedeelte, sy gedeelte. En op daai stadium, so ver soos wat ons kan die geskiedenis agterkom het hy omtrent 200.000 hektaar wat hy geclaim het in hierdie area. En hy het 'n groot familie gehad. Hy het 13 kinders gehad. En hierdie kinders het hy hierdie grond verdeel onder die kinders. En so het die een generasie na die ander generasie die grond verdeel en die plaas het al kleiner en kleiner geword. Maar tot vandag toe bestaan hierdie gedeelte nog steeds as die Swarshoek, want dit was nie net die seuns wat grond gekry het nie, maar ook die dogters het grond gekry. En omdat van die dogters grond gekry het hulle naderhand Swaars gewees. So daar was naderhand Botas en daar was Koemans gewees en daar was Erasmusse gewees. En hulle was eintlik van die dogters wat getrou het met iemand anders en 'n plaas geërf het in hierdie area. Toe hulle hier gekom het in daai jare, was hierdie gedeelte vol wild gewees. Hier was ongelooflik baie wild. Daar's geskiedenis van buffels in hierdie area, olifante was hier gewees, rooi hartebeeste, 'n hele klompie zebras en natuurlik 'n klomp springbokke en leeu's en luiperds gewees. Maar hulle was skaapboere gewees, skaap- en beesboere. En omdat hulle inkomste gekry het uit skaap- en beesboerdery, het hulle natuurlik, wat die wild was vir hulle niks werd gewees nie. En op daai stadium het hulle die wild geskiet. Hulle het net die wild gejag en geskiet en van hulle ontslaag geraak. Ek dink spesifiek aan die vaalribbok. Jy weet, in die Swarshoek gedeelte is daar dele wat baie hoog is, wat gaan tot 7000 voet toe op die berge, op die pieke van die berge. En in hierdie area, sê hulle, was daar baie vaalribbokke gewees.
En die boere wat goeie skuts was, het die vaalribbokke uitgeskiet, want die ou mense het geglo dat die vaalribbokke maak die rooi ribbokke dood. En omdat die vaalribbokke die rooi ribbokke doodmaak, het die vaal is geskiet, want hulle het nie regtig vleis gehad nie. Jy weet, die vaalribbokkie is 'n ou klein liggaampie met 'n dun nekkie, en in 'n sekere tyd van die jaar, dan kry hy 'n bietjie wurms onder sy vel. Dit is soos 'n larwe wat hy onder sy vel kry. So die ou mense het hom nie geëet nie. Maar die rooi ribbok was natuurlik fantastiese kos gewees en fantastiese vleis gewees. Dit was een van hulle beste goede, was die rooi ribbokke gewees. So toe skiet hulle die vaal is dood. Maar om terug te kom na die leeu's en die luiperds toe. Jy weet, hulle het luiperds uitgeskiet. Ek het hier 2 slaghuisters van my oupa, hulle se daar af, wat hulle die luiperds gevang het in slaghuisters. Dis 2 mense wat daai slaghuister moet stel, so groot is hy. En hulle het die goed uitgeroei, want hulle het met skape en bokke en beeste geboer. So het die geskiedenis aangegaan, en ek is die 5de generasie op die grond. Dit het nou maar van die een generasie na die ander generasie gegaan. Van die boere of van die seuns wou nie boer nie of het opgetrek Botawil toe. Ek weet daar's 'n Paul Jordaan in Botawil wat daar bly, van my pa se neefs. Hy het nou weer sy grond verkoop aan 'n ander neef, en so het die grond nou maar weer van hande verwissel. Maar omdat die wild geen waarde gehad het nie, het hulle uitgeskiet. Toe hier in ek het huis toe gekom nadat ek gestudeer het aan die Vrystaatse Universiteit, het ek huis toe gekom in 1986. Toe ek huis toe gekom het, kan ek nog so goed onthou, my pa het die wild net doodgeskiet, hy die ou van die poskantoor, die polisman, almal wat hy voor gunsies en gawietjies wou doen, het hy genooi, en hy het die wild geskiet. En hulle het elkeen net 'n springbok gekry of 'n blesbok geskiet gekry, maar hulle moes die getalle afbring. En om die getalle af te bring, het hy dit weggegee. En ek kan onthou dat ons omtrent 100 ribbokke geskiet het, en 100 springbokke, en omtrent 30 of 40 kudu's het my pa weggegee. En toe sê ek vir hom, pa, maar gee my die geleentheid, laat ek 'n jagbesigheid begin. En so het ek, daai stadium, het ek met koöperatiewe jagters begin jag. So ons het die jagbesigheid gestig in 1986, en ek het koöperatiewe jagters gekry, wat hulle kliënte gebring het, en dan het hulle kliënte hiernatoe gebring, en vir 'n naweek het ons kom jag, en ons het gesorg dat hulle reg is, en dat hulle alles het wat hulle tevrede het, en so het ons besigheid uitgebrei met Suid-Afrikaanse biltongjagters, maar net koöperatief. Ons het so 4 koöperatiewe groepe gekry in 'n jaar, en dan het ons geskiet so tussen 200 en 300 bokke. So toe die bokke bietjie begin 'n waarde kry. En soos wat ek 'n bietjie geld gemaak het my pa vir my gesê, Boetie, ons gaan nie hierdie geld terugsit in die skape en die beeste nie. My pa was 'n groot skaapman, 'n merino man. Hy was voorsitter gewees van die merino stoetteelers vir baie jare gewees, en dit was sy passie, dit was sy lewe, was merino skape gewees. En ek het groot geword in die merino stoetteeling. Ons het geskou, ons het oralster die hele land vol gery, ons het na veilings toe gevat, en dit was vir my ook fantasties lekker gewees om met die merinos te werk. Maar my liefde was natuurlik by die wild gewees. En soos wat ons geld gemaak het uit hierdie koöperatiewe jag uit, het ek daai geld weer herbelê in 'n volgende spesie. Toe ek plaas toe gekom het, was daar 4 spesies op die plaas. Rooi ribbokke, springbokke, blesbokke en kudu's. Dit was die 4 diere wat oor was nadat my oupa hulle die res uitgeskiet het natuurlik. En so het ek weer al hoe meer spesies beginne belê en terugbelê. En vandag het ons 26 verskillende spesies wat op die plaas is. Elke keer het ons 'n bietjie geld het, dan koop ons iets anders. En so het ons klein het ons begin daarmee. Ek het nog steeds aangegaan, my pa het vir my die besigheid in 1991. Hy was 'n baie versiende man gewees. Hy het gesê, hy wil nie vir ewig die baas op die plaas wees nie, want as hy die baas op die plaas, hy bly en hy is die baas op die plaas, gaan hy die baas bly. So, hy het in 91 het ek en Karen getroud, en toe het hulle besluit, hulle gaan trek na 'n ander stuk grond toe, en hulle gaan daar gaan bly, en hulle gaan vir ons die geleentheid gee, om hierdie grond te hanteer en te bestuur, tot die beste van ons vermoë toe. So 91 het ek self beginne boer, toe het ons nog steeds met merinos geboer, ek het skoue toe gegaan, en ek het deel gewees van die veilingssisteem, en op daai stadium in die merino bedryf, was daar 'n nuwe mode gewees. En die nuwe mode was gewees om te gaan vir veld aangepaste ramme.
My pa het sy goeie geld gemaak uit ramverkope uit wat hy verkoop het, ramme wat na Harry Smit toe gegaan het. Oralster in die Vrystaat het mense ramme kom koop hier by my pa, want hy was 'n uitstaande teeler geweest. En toe is die nuwe mode om na veldramme toe te gaan. En jy skryf jou ramme in op Hannover of daar skryf jy 10 ramme in, dan gaan hulle veld toe, dan verkoop hulle op die ou en 3 of 4 en daar was net nie geld in geweest nie. En ons het gaan sit en ons het gaan somme maak en ons het net besef, maar daar is nie geld nie. Ons sal moet iets anders doen as om hierdie stoetteling te doen. En ek het Karen getrou, 'n vrou wat 'n fantastiese vermoë het om mense te kan onthaal. En mense kuier lekker hier by ons. En ek het net besef, ek moet my vrou se gawe moet ek gebruik. En so het ons gegaan en ons het hierdie jagbesigheid van ons gaan uitbrei. In die volgende kuier saam met Tolly Jordaan. En 91, 92 en 93 was seker in my geskiedenis wat ek op die plaas is, die moeilikste jare gewees. Uit die bloutheid, ek het die ou glad nie geken nie en hy het die gearriveer, Jurgen Schultz, om terug te kom na. Hy bied ons, hy offer ons toe R2000 'n bok. En op daai stadium kon ek vir 'n boerbok R500 kry. Jy moet hierdie bokke breinteel. Ons het 'n booth gehad by SCI, wat hy vir ons gereël het en met meubels, alles fantasties geweest. En so het ons jagbesigheid het net van krag tot krag gegaan. Gaan besoek hierdie feesseisoen ons webtuiste wiltenjag.tv. Daar kan jy verskeie artikels lees oor die wiltenjagbedryf en ook na verskeie van ons programme kyk. Moenie vergeet van ons sosiale platforms Facebook en Instagram nie. Totsiens.